Om die woord van die Here in ons lewe in te werk, vat ons baie keer na 'n plek toe om te kyk. Te kyk na onsself, te kyk na ander, te kyk na ons wêreld en die vraag te vra, waarop bou ek? Jesus nooi ons in Matteus 7 en jy is welkom om te volg op die skerm. En hy sê, elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op 'n rots bou. En die reën val, die waterstrome kom, winde waai en teen die huis storm dit, maar dit het nie geval nie, want sy fundament was op die rots. Elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sal ek vergelyk met 'n dwaase man wat sy huis op die sand gebou het. En die reën het geval, waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm. En dit het geval en sy val was groot. En toe Jesus hierdie woorde geëindig het, was die skare verslae oor sy leer, want hy het hulle geleer soos een wat gesag het en nie soos die skrifgeleerdes nie. Jesus gebruik hierdie beeld van 'n huis en die fundament. En 'n fundament is 'n vreemde ding, want dis waarskynlik die belangrikste deel van 'n huis. Maar dis ook die deel wat niemand ooit sien nie. Wanneer jy in iemand se huis instap, sien jy die mooi goed, die meubels, die foto's teen die muur, die tuin. Jy sien hoe die huis ingerig en versorg is. Maar niemand neem jou op 'n toer deur hulle huis en sê, kom ek wys jou gou my fundament nie. Die fundament lê onder die oppervlak, dis onsigbaar. En tog dra dit alles wat sigbaar is. En dis eers wanneer druk op daai huis kom, dat dit wat onder die grond lê begin wys hoe sterk hierdie huis werklik is. Wanneer die reën val, die water styg, wind waai, word die vraag skielik nie meer hoe mooi die huis lyk nie. Die vraag is, wat dra hierdie huis? En ek dink dis een van die redes waarom hierdie beeld van Jesus so kragtig vir ons lewe is. Ons het ook 'n sigbare lewe en 'n onsigbare lewe of 'n onsigbare fondasie. Daar is die deel van jou lewe wat anders sien, hoe jy praat, hoe ek werk, hoe ek optree, hoe ek my verantwoordelikhede hanteer. Mense sien my besluite, my verhoudings, my geloof, my reaksies. Maar onder al hierdie goed is daar 'n fondasie. En daar's dinge waarop ons lewens rus, wat ons nie noodwendig elke dag bewuslik gekies het nie. Oortuigings het my al oor baie jare gevorm, stories wat ek oor myself begin glo het, verwagtings waarmee ek groot geword het, ervarings wat ons geleer het wat veilig is, wat gevaarlik is, wie om te vertrou, wat sukses beteken, al hierdie dinge het 'n invloed op waarop ons lewe bou. Sommige van hierdie dinge is waar en goed, ander is dalk het ons nog nooit bewuslik ondersoek nie. Maar hulle het oor tyd deel van ons geword. En dit is hoekom een van die belangrikste waarhede van formasie is, dat ons almal deur iets gevorm word. Daar's nie 'n neutrale lewe waarin niks besig is om jou te vorm nie. Die vraag is nie word ek gevorm nie, die vraag is wat is besig om my te vorm. En dit is interessant dat Jesus se twee huise nie in goeie weer van mekaar onderskei kan word nie. Maar wanneer die storm kom, is die verskil sigbaar. Nou, vandag wil ek jou nooi om te reflekteer, waarop is jy gebou? Iemand kritiseer jou, iemand ignoreer jou, iemand antwoord nie die boodskap wat jy gestuur het nie, wat kom na vore? Wat is daardie onsigbare fundamente van waaruit jy reageer? En dan wil ek jou nooi om terug te gaan na die woord van die Here, die skrif. En Jesus wat sê, as jy doen wat hierdie woorde sê, sal jy wees soos iemand wie se fondasie op 'n rots gebou is. En vir hom te sê, Here, al die maniere hoe ek reageer, word beïnvloed deur iets wat my gevorm het. Maar my diepste begeerte is om deur U gevorm te word. So help my om te kyk na my innerlike lewe, en help my om oor te gee dat U my vorm, om meer soos U te wees, meer soos U te praat, meer soos U lief te hê. In Jesus naam, amen.